Here groot in U maak. Here, ons het U nodiger as die asem wat ons inasem. Ons het U nodiger, Here, as ons volgende harte. Sonder U, Here, is ons niks. Sonder U het ons niks. Sonder U, Here, kan ons niks doen nie. Sonder U, Here, is ons verlore. Vader, U, Here, weet vanmôre dat U die lig is wat ons inasem. Here, sonder U kan ons vanmôre niks doen nie. Sonder U, Here, is daar vanmôre geen hoop nie, daar's geen verwagting nie, daar's geen toekoms nie, daar's geen uitkoms nie. Sonder Christus Jesus is daar geen sprake van verlossing of bevryding nie. Here, vanmôre as ons U nie in ons lewens het nie, dan is ons soos 'n skip wat op die oop see is, wat nie 'n roer het nie, wat nie 'n seil het nie. Ons dobber maar net rond. Ons leef nie regtig nie, ons bestaan nie. U, Here, gee vanmôre betekenis aan ons lewensbestaan. U, Here, gee vir ons vanmôre iets om voor te leef, 'n verwagting om na uit te sien. U gee vir ons hoop vir die toekoms, Here. U gee vir ons krag vir hierdie dag. U is die God wat vir ons deurbrake gee. U is die God wat ons elke oomblik van elke dag dra deur die krag van die woord. Vanmôre, Here, kom ons by mekaar en ons sê, Here, ons is hier om U naam te verheerlik, maar ons wil ook hoor vanmôre wat U vir ons wil sê. Die lewe is so gejaag, dit is so besig, daar's so baie aktiwiteite, daar's so baie dinge, daar's so 'n groot appel op alles wat op ons tyd, op ons vermoë. Daar's so baie dinge wat inbraak maak, Here, op ons tyd wat ons het met God. En vir baie mense, Here, is kerkbywoning en is geestelike aktiwiteite, maar net nog dit is 'n aktiwiteit. Terwyl dit eintlik ons lewensbestaan is, dit is vanmôre, Here, ons lewensaard. Vanmôre bid ons dat U verheerlik sal word, Here. Reeds voor U die diens begin het, Here, het ons die dienswerk in U hand oorgegee. Gesê, Here, kom doen dit wat net U kan doen. Neem totale besit en beheer van elke faset van dienswerk, sodat alles wat ons doen, Here, U naam verheerlik. Word vanmôre net verheerlik, Here. Word verheerlik. Word verheerlik, is my gebed in Jesus naam. Amen. Jy mag sit lekker in. Baie dankie. Elkeen van ons het is maar in 'n geveg. Was 'n stryd. En baie keer het ons die stryd van die ledemate, baie keer het ons stryd van buite, baie keer het ons is in 'n geveg betrokke. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie. Ek hoop nie dit is nou vir die nuus nie. Maar die dag wat jy Jesus in jou lewe toegelaat het en gesê het, Here, ek gaan U dien, het jy oorlog verklaar. Jy is in 'n geveg en daar is 'n stryd om jou siel, daar is 'n stryd om ewigheid. Die vyand gaan enigiets probeer om ons in die hemel uit te hou.
Maar as hy dit nie kan regkry nie, is hy tevrede daarmee om te keer dat ons instap in die volheid van God se plan vir ons lewe. Ons moet tog net nie uitvind wat is die Here se plan met ons lewe nie. Want dan gaan ons ronddobber doelloos en dit is nie God se plan nie. Ek sien in die week 'n plasing van iemand wat 'n boodskap gebring het en hy sê dat die vyand is op soek na een ding. Die duiwel is daarop uit om een ding by jou te vat, net een ding. Hy het nie 'n probleem daarmee dat jy 'n droom het nie. Hy het nie 'n probleem daarmee dat jy 'n verwagting het nie, hy het nie 'n probleem daarmee dat jy uitvind wat God se plan vir jou lewe is eintlik nie. En so sê iemand dat môre behoort aan die duiwel. Môre behoort aan Satan. Hy het nie 'n probleem dat ek en jy 'n plan het vir ons lewe nie, hy het nie 'n probleem met enigiets nie, solank ons dit net môre doen. Vandag is die dag wat aan die Here behoort. En as daar een ding is wat hy by ons wil vat en wil steel, net een ding, dan is dit jou gebedslewe. As hy jou gebedslewe kan vat, as hy kan inbreuk maak op jou tyd wat jy het om te bid en tyd saam met God te spandeer, dan volg die ander goed soos dominos, soos dit volg. Want hoe minder jy gaan bid, hoe minder gaan jy lus vir om Bybel te lees. En hoe minder gaan jy getuig, en hoe minder gaan jy verskil maak. Maar, terwyl ek en jy in hierdie lewe is ons in 'n geveg. En ek wil vanmôre vir u sê, ek het vir u goeie nuus. En die tema wat ek met jou wil praat vanmôre is, die geveg is nie joune nie. En ek gaan vir u lees uit 2 Kronieke hoofstuk 20. Daar is 2 konings in die Bybel, buiten Dawid, is daar 2 konings in die Bybel, wat 'n merkbare indruk op my gemaak het, en een van hulle se naam is Josafat. En ek wil vanmôre so 'n bietjie met julle gesels oor Josafat. Jy sien, Josafat het ook by 'n lewensbedreigende krisis gekom in sy lewe. Hulle praat ons in Engels van 'n existential threat. En ek moet vir u sê dat in antieke Israel het 'n lewensbedreiging anders gelyk as wat dit vir ons vandag miskien lyk. Want jy sien, as jy 'n koning was en jy word aangeval en jy verloor die stryd, dan het daar die wreedste dinge op jou gewag. Hulle het dikwels die konings tereggestel. Ander kere het hulle oë uitgesteek. Sonder seremonie, hulle het hulle gemartel. Partykeer was die koning wat oorwin is, was die oorwinnaar koning se voetbank. Dit het gegaan oor uiterste vernedering. En vir sy huisgesin, sy gevolg, was dit nie anders nie. Dit het alles gegaan oor vernedering. En hulle was baie gewelddadig. Nou kry ons vir koning Josafat. Hy was die 5de generasie van Dawid af. En hy was een van die 8 konings van Juda. Nadat die koninkryke geskeur het, was daar net 8 van die 20 konings wat gedoen het wat reg was in die oë van die Here, en Josafat was een van hulle. Maar jy sien, hy het ook foute gemaak. Ons almal maak foute. En dit het gevolge vir hom gehad. Hy het die prys moes betaal. Jy sien, wat het hy gedoen? Daar's 2 groot goed wat hy gedoen het, voordat dit wat ek vanmôre met u oor wil praat, was daar 2 besluite wat hy geneem het, wat 'n dramatiese impak op sy hele koningskap gehad het. Die eerste ene was, hy het hom verswaar met Agab. Agab, natuurlik, hy was die koning van Israel, van die 10 noordelike stamme, en hy was getroud met 'n tannie wat almal van weet, dit was Isebel. Wat het hy gedoen? Sy seun
Nou het Josafat se seun se naam was Joram en hy het Joram met Agab en Jezebel se dogter Atalia laat trou. Sy was wreder as haar ma, maar dit sou hulle eers later uitvind. Die tweede fout wat hy gemaak het is, Agab besluit hy gaan die vyande aanvat. Hy wil Ramoth Gilead. Ramoth was een van die 10 vrystede gewees. Wat was 'n vrystaat? Daar was 6 vrystede gewees toe Israel die beloofde land ingegaan het. 3 van hulle was binne in die beloofde land en 3 van hulle was buite die beloofde land. Nou Ramoth was 'n dorp of 'n stad wat buite die beloofde land was en binne in die stamgebied van Gad. Dit was 'n vrystaat, dit was een van die stede wat aan die Lewiete toegeken was. Daar was 48 stede reg deur Israel wat Levitiese stede was en Ramoth was een van hulle. 'n Vrystaat was 'n plek gewees waar as jy iemand per ongeluk doodgemaak het, dan kon jy na 'n vrystaat toe vlug. Dan kon die bloedwreker jou nie in die hande kry nie, want die bloedwreker was daar uit om mense wat ander doodgemaak het tereg te stel. Dan kon jy nou daar gaan veilig bly en jy het daar gebly tot die dood van die hoofpriester. Dan kon jy eers vrygaan. Maar as jy in die vrystaat was en jy gaan buite die vrystaat se grondgebied, dan was jy, soos die Engelsers sal sê, free game. Dan was dit jagseisoen, dan kon hulle jou uithaal, en dit het gebeur. Nou goed, nou het die vyande van Israel, of van Juda, van Israel, hulle het Arameërs het gegaan en hulle het hierdie stad gaan beleer, en toe sê Agab, ek wil die stad gaan terugvat. En hy sluit toe verbond met Josafat en hy sê, gaan saam met my. Hy sê, alright, kom ons gaan saam. En dit het glad nie God se goedkeuring weggedra nie. En uiteindelik, in daai veldslag wat hulle gegaan het om Ramoth Gilead, dis Ramoth wat in Gilead is, nou noem hulle dit sommer Ramoth Gilead, in daai veldslag toe Agab gesterf. Dit lees ons dan 1 Konings 18 en 1 Konings 19, lees ons dat Josafat het veilig teruggekom by die huis. En toe hy by die huis kom, het 'n profeet met die naam van Jehi na hom toe gekom en hom oor die koning gehaal en gesê, hoe kan jy met iemand in 'n verhouding gaan staan wat 'n vyand van God is? Want die een van die konings van die 10 stamme van Israel was godvreesend. Hulle almal het afgode aanbid. Almal, die laaste een van hulle. Ja goed, toe kom Josafat en hy kom tot bekering en hy het 'n klomp hervormings aan die gang gesit. En ek gee vir hierdie net so ter inleiding dat jy kan verstaan, want as jy kyk na die hervormings wat hy ingebring het, hoe hy God se, die aanbidding van God, die God van Israel op die voorgrond gestel het, dan kan 'n mens duidelik sien dat hy sy hart daarop gerig het om God met 'n onverdeelde hart te dien. Nou kom ons in 1 Konings 20, maar voor ek daarby kom en dit vir u gaan lees, wil ek vir u dit sê, ons almal kom in 'n plek van ons lewe waar ons foute maak. En elke besluit wat ek en u neem, het gevolge, dit is net so. Ek het ons kinders groot gemaak met hierdie gedagte. Ek het nooit vir hulle gesê wat se vakkeuses hulle moet neem nie. Ek het my indrukke gegee vir hulle gesê wat ek dink die beste sou wees, dan sê ek vir hulle maar jy neem die besluit. En onthou net een ding, is jy gaan die gevolge van jou besluit gaan jy dra. Dit is net so. En hulle het dit uitgevind. Ons almal vind dit ons uit, nee. Die lekker ding van ouer word is, hoe ouer jy word, hoe meer kom jy agter jou ma en jou pa was nie altyd verkeerd nie. Maar nou goed, dit maak nou nie die besluit wat jy geneem het, dit maak dit nou nie ongedaan nie, nee.
Maar jy sien, dan kom ons ook by 'n plek waar ons berou het oor dit wat ons verkeerd gedoen het. Ons kom tot bekering, ons doen ons belydenis, en dan doen ons goed. Ons sê, Here, ek gaan nie dien met 'n onverdeelde hart. En as ek so oor die gehoor kyk, is daar, ek kan hier voor begin en reg so tot by my linkerkant, van regs na links kan ek gaan, en ons kan elke ons storie vertel, en ons gaan uitvind dat daar talle van ons is wat baie foute gemaak het en by 'n keerpunt in ons lewens gekom het en gesê het, Here, ek het diep berou oor dit wat ek verkeerd gedoen het. Ek kan dit nie omkeer nie. Party van ons dra die gevolge in ons liggame. Ek moes nie daai dag op my motorfiets geklim het nie, maar ek het. Ek moes kampus toe geloop het, maar ek wou nie, want dit was winter en het was koud en ek moet gaan swat het en ek skryf môre strafreg en nou gaan ek dit doen. En ek klim op my motorfiets en toe ontmoet ek iemand per ongeluk. En dit verander my hele lewensbestaan. Soveel so dat ek vir die beste deel van 12 jaar met krikke geloop het. Dit het nie verander nie. Ek het dieper rou gehad oor dat ek verkeerd gedoen het. Ek het nie geluister nie. Maar ek dra nog steeds die gevolge, en so sit baie van ons ouens vanmôre hier, en jy dra in jou liggaam nog steeds die gevolge. Nou kom ons by die plek uit waar ek die Here dien met onverdeelde hart. Het jy al gehoor mense sê, dit het beter met my gegaan toe ek die Here nie gedien het nie. Ek het baie minder teenkanting en baie minder aanvalle gehad as vandat ek die Here dien nie, is daar net aanvalle. Maak dit vir julle sin? Daar's baie mense met wie dit gebeur. En raai wat? Met Josafat het dit ook gebeur. Die Bybel sê vir ons, en ek gaan nie die hele gedeelte vir julle lees nie, dit is 'n bietjie 'n lang gedeelte, ek gaan vir julle net hoofpunte gaan ek vir julle gee, net hier nou aansit. In 2 Kronieke 20, ons kom by vers 3 en die Bybel sê, en ek wil vir julle lees vers 2. In vers 1 lees ons dat daar drie volke by mekaar gekom het, dis die Ammoniete, die Moabiete, en dan praat hy van die Meuniete. Ek het gaan kyk wie dit was. As ons nou in vandag se terme sou kyk, dan sal ons sien dat die Ammoniete is daar waar hedendaagse Jordanië en Sirië is. Dis daar aan die bokant, as jy na Israel kyk, by die kaart, en die Jordaanrivier is aan jou regterkant, en as jy nou gewoonweg kyk na 'n kaart, en jy op die linkerkant is die Middellandse See, dan sal jy sien, regs van die Jordaanrivier, dis Jordanië. Dit is ook die gedeelte waar Reuben, Gad en die halwe stam van Manasse hulle bevind het, en agter hulle was waar die Moabiete was, en ook die Ammoniete. Nou die Moabiete is die hedendaagse Jordanië en Saudi-Arabië, en dan praat hulle van die Meuniete, en dit was 'n nomadiese stam, of stamme wat uit die hedendaagse Saudi-Arabië sou wees. So dit is meer die Midde-Ooste, maak dit vir julle sin? En nou kom hierdie ouens en hulle trek op teen Juda. Hulle is nou kwaad. Gewoonlik was dit in weerwraak. Julle het saam met ander ouens ons aangeval, nou gaan ons julle aanval. En nou sê die Bybel, en toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van 'n ander kant die see van Edom af, en kyk, hulle is al in Hayeson Tamar, dit is in Gedi. Het Josafat bevrees geword. Hoor wat sê hy? Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Waar is die skrif? Maar kyk wat doen hy in vers 3. Hy sê, Josafat het bevrees geword. Wanneer die vyand ons aanval, is dit 'n natuurlike reaksie om bevrees te raak. Dit is net 'n menslike reaksie. Maar wat jy doen in daardie proses, dit definieer jou karakter.
Kyk wat doen Josafat. Hy doen die volgende. Hy rig hom daarop om die aangesig van die Here te soek. Wat doen hy? Hy fokus onmiddellik op die bron van voorsiening, van deurbraak en van oorwinning. Hy fokus op die God van Abraham, van Isak en van Jakob. Hy neem die irrasionele besluite nie. Dikwels wanneer ons bevrees is, dan neem ons in die oomblik irrasionele besluite. Hy raadpleeg nie mense nie. Kyk, daar is 'n tyd, daar's genoeg skrifte in die Bybel wat sê dat ons ander moet raadpleeg, maar dit is 'n oorlogvoering. Hy sê kry vir jou raadsmanne. Dit is 'n goeie ding want in die veelheid van raadsmanne staan 'n plan vas. Maar daar kom 'n tyd in ons lewe dat ons net op God kan vertrou. Wat ook interessant is, Josafat kom nie by 'n plek wat hy alternatiewe planne soek nie. Hoeveel keer het ons nie alternatiewe gereed nie? As plan A nie B nie, as plan A nie werk nie, as plan A nie werk nie, dan het ek altyd 'n plan B en 'n plan C. Dis wat die mense ons doen dit. Ek praat nou dag met iemand en ek sê wat mense soms doen, hulle sê, ons vertrou die Here vir die finansiële deurbraak. Dan wag jy nou, dan sien jy maar, die deurbraak nou nie kom nie, dan gaan maak jy maar 'n afspraak by jou bankbestuurder vir 'n kredietkaart. So die mense doen. En dit dikwels doen ons dit nie tot ons nadeel nie. Want as ek dit doen, dan word ek die slaaf van die bank. En waar is my getuienis dan heen? Maar wanneer ek op die Here vertrou, en hy gee vir my die deurbraak, dan het ek 'n getuienis. En die vyand gaan enigiets doen om te keer dat ons kan getuig oor God se wonderdade. Die tweede ding wat hy gedoen het, is hy roep 'n vasdag uit oor die hele koninkryk. Hy betrek elke ene in sy domein wat geraak word deur hierdie krisis. Wat hy doen ook is, hy verskuif die arena van die geveg. Ek gaan dit weer sê. Hy verskuif die arena van die geveg, want die vyande is fisiese mense wat hom kom aanval. Hy skuif die gevegsarena van die fisiese na die geestelike toe. Want dit is wat jy doen wanneer jy 'n vasdag uitroep. Want dan belyn jy jouself, jou plan, jou wil, jou droom met God se plan, sy wil, sy droom en sy doel. En die oorwinning wat jy dan kry jy nie omdat dit jy is nie, dis omdat God doen dit wat net hy kan doen. Jy sien, Josafat het geweet, 'n oorwinning in die fisiese realm volg altyd op 'n oorwinning in die geestelike realm. Hy het dit geweet. Hy het dit so geleef. Dit was so deel van hulle lewensbestaan toe Jesus kom in Matteus 6 en hy is in die middel van die bergpredikasie. Toe begin hy sê wanneer julle almose doen, wanneer jy goed doen, wanneer jy 'n weldaad doen. Hy sê doen dit dat niemand jou sien nie. Hy sê jou Vader wat in die verborgenes sien, sal jy in openbaar vergelde. Dan sê hy, en wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, né? En jou Vader wat in die verborgenes sien, gaan jy in openbaar vergelde, en dan lees ons Onse Vader. Dan kom hy by die derde aspek, en dit was so deel van hulle lewensbestaan, dit was nie iets wat hulle oor onderhandel het nie. Hy sê, wanneer julle vas, hy sê, moenie jou lang gesig trek nie. Was jou gesig. Hy sê, olie jouself. Dan hy hoor, maak jy versorg jou liggaam. Nie, hoe gaan dit? Ons pas maar so 'n bietjie. Nee. Hy sê, jou Vader wat in die verborgene sien, gaan wat doen? Jy in die openbaar vergelde. Sien, nou kom Josafat
en hy roep hierdie vasdag uit. Jy sien, want wat hy volgende doen, dit definieer toe sy leierskap. Kyk wat doen hy. Hy neem die inisiatief. Hy wat Josafat is. Ons lees dit in vers 4. En Juda het bijeengekom om die Here se hulp te soek. Om van die Here hulp te soek. Sien wat hulle gedoen? Hulle het nie hulp gaan soek by mense nie. Hulle het hulp gesoek by die Here. En Juda het bijeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Hy het 'n opdrag gegee en die mense het gekom. Nou neem hy die voortou. Jy sien, want teen die tyd, as die koning sê, daar's 'n vasdag, gaan hulle mos nou weet, dat julle moet kom Jerusalem toe, gaan hulle weet hoekom. So almal wat gekom het geweet wat is die doel van hierdie vasdag. Hulle het ook geweet wat gaan gebeur as die Here hulle nie help. Want kom ons wees eerlik met mekaar. Jy hoef nie 'n neurochirurg te wees of 4 doktersgrade te hê. As jy net kyk na die wêreldkaart vandag, sal jy sien hoe klein is Israel in vergelyking met al die lande rondom hulle. Israel was nog nooit 'n oormag nie. Maar hulle het God aan hulle kant, nog altyd. En wat Josafat te doen is, hy praat nie met die mense oor hoe God is en wie God is en probeer hulle moed ingaat nie. Hy doen dit glad nie. Hy praat direk, toe die volk by mekaar kom, toe praat hy direk met God. In vers 5 sien ons, toe gaan Josafat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan, in die huis van die Here, voor die nuwe voorhof, en hy sê, Here God, is die Here God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie, en is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie. Hy probeer nie die mense oortuig van wie God is nie. Hy beweeg van die platform af, ons weet wie God is. En ons vertrou God om vir ons te help. En wat vir my interessant is hoe hy te werk gaan. In vers 6 tot vers 12 sien ons, hy bid tot God. In vers 6 sien ons, hy bring lof aan God toe vir wie hy is. In vers 7 sien ons, hy loof God vir wat hy gedoen het. Hoor wat sê hy? Het U onse God, nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, U vriend, gegee nie? Met ander woorde, hy begin sy gebed en hy bring lof toe aan God. Wie God is en wat hy gedoen het. Wat doen ons as ons na die Here toe gaan? Met die intrapslag, dan kom ons en ons het 'n klaaglied wat ons aanhef. Ag Here sien nie hoe gaan dit met my nie. Here, kyk hoe swaar kry ons. Dis wat die mense doen. Maar dis nie wat Josafat gedoen het nie, en ek wil vanmôre vir hierdie beginsels leer, want dit definieer wat gaan gebeur, gaan jy die oorwinning behaal of nie. Josafat kom in vers 8 en vers 9, dan praat hy oor wat die volk gedoen het. In vers 8 sê hy, en hulle het daarin gaan woon, en daarin vir U heiligdom tot eer van die naam gebou, met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf, of pes, of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor U aangesig gaan staan, want U naam is in hierdie huis, en ons sal U aanroep uit ons benoudheid, dat U kan hoor en verlos. Hierdie volk was in diep benoudheid. Hulle weet die vyande is op pad, en hulle is nie 'n bietjie nie. Hulle gaan hulle eenvoudig stoomrolle, hulle gaan eenvoudig net
die plek platvee. Miskien voel jy vanmôre so. Miskien is jy vanoggend in 'n plek waar jy diep benoudheid het. Jy sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek hier uitkom nie. Ek weet nie, Here, of daar vir my uitkoms is nie. Ek kan nie die son môre sien skyn nie. Ek kan nie sien hoe dit môre gaan sonskyn wees nie. Kyk wat doen hulle. Jy sien, hy sê, dit was in hulle hart gewees, dit was hulle gesindheid, dit was hulle motief, dit was hulle dryfveer. As daar 'n dag gaan kom wat ons in die moeilikheid is, in die knyp is, en daar 'n krisis is, die dag wanneer dit gebeur, dan sal ons kom staan voor die huis van God, en ons sal God se aangesig soek. Jy sien, Josafat staan op grond van vorige gebede en antwoorde op gebed, en weet jy hierdie gedeelte wat Josafat hierso aanhaal, kom ook uit 'n plek waar Salomo met die wyding van die tempel het Salomo dit ook gesê. Jy kan dit gaan lees, dit staan in 2 Kronieke 6, vers 20 tot 25, ek gaan dit nie vir u lees nie, maar dit staan daar. Dan kom hy in vers 11 en hy skets hulle situasie. Nou kom hy eers. Kom ons kyk wat het hy gedoen. Hy vertel vir God hoe groot hy is. Hy gee erkenning aan God. Hy gee erkenning aan God vir wat hy gedoen het. Hy kom by die volgende plek, nou sê hy, Here, ons het gekom, ons het gesê, as ek in die moeilikheid is, Here, gaan ek U aangesig soek. Nou kom hy, en nou skets hy 'n situasie in vers 11. Hy sê, ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom, en ons uit die besitting te verdrywe, wat U aan ons as 'n eiendom gegee het. Hy sê, ons kom, Here, hulle kom vat dit wat U vir ons gegee het. Hulle kom vat die belofte van God. Dit wat U vir Abraham met 'n eed beloof het, Here, dit wil die vyand kom vat, en dit kom steel by ons. En dan kom hy eers in vers 12, dan bepleit hy God se ingryping. In vers 12 sê hy, onse God, sal U nie teen hulle straf gerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Miskien vir die vanmôre so. Sê, Here, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie. Ek het alles probeer, Here. Ek weet nie. Maar my oë is op U, Here. Op U vertrou ek. Die volgende ding wat hy gedoen het, is hy het geluister na profetiese inspraak. In vers 14 lees ons, dat die Bybel sê dat daar het 'n ding gebeur. Hy sê, toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering op Jaasiel, die seun van Sagaria. Nou sê hy die hele geslaglyn, en hoekom doen hy dit? Dit is om te sê dat hierdie 'n geloofwaardige, kredietwaardige profeet is. Dis die ou wat net gekom het en nou ek dra 'n salwing en die Here het vir my gesê nie. Dit was iemand wat hulle kon op pyl trek en hy sê, kyk wat doen hy. Toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering op Jaasiel. Nou is 'n hele geslagsregister daar verder, en hy sê die volgende, hy sê, en hy het gesê, luister almal wat uit Juda is, en inwoners van Jerusalem, en o koning Josafat. So sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van die Here. Wat sien ek hieruit? Hy sê, wees nie bevrees nie. Wees nie bevrees nie.
Ons kyk baie keer na omstandighede. Ons kyk baie keer na die storm wat om ons losbars. En net soos Petrus, toe Jesus vir hom sê, hy moet uit die boot uitklim, het hy uitgewaag. Hy was die enigste van al die disippels wat gesê het, Here, roep my. En hy sê vir hom, kom. Is hy van almal die enigste ene wat die moed van sy oortuiging het, en dapper genoeg is om uit die boot uit te klim en op die water te loop. Maar die oomblik toe hy sy oë van Jesus afhaal en na die golwe kyk, toe begin hy sing. En dis presies wat met ons gebeur. Ons loop op water. Ons kom dit net nie altyd agter nie. En terwyl ons op die water loop en ons fokus af, ons kyk na die Here, want hy is ons verlosser, hy is die wat ons die deurbraak gaan gee. Maar partykeer gebeur 'n ding, en dan kyk ons na die omstandighede, en die oomblik as ons na die omstandighede begin kyk, dan begin ons sing. As die Here ons kyk nie, ons het klaar gesien hoe groot hierdie oormag is, miskien, hy het hulle nie gesien nog nie, maar hy weet van hulle, hy weet hoe groot en magtig hierdie klomp is. As die Here, ons weet wat ons doen, en is 'n oormag. Ons het nie meer raad nie, help ons. En nou sê Jesaja vir hulle, die stryd behoort aan die Here. Die stryd behoort aan die Here. Hy sê, want dit is nie julle saak nie. Die vyand het 'n probleem met Christus wat in ons is. En hy gaan enigiets doen om te keer dat ons instap in dit wat God vir ons bestem het. En soms is ons al reeds op die plek waar ons in besit geneem het. Onthou, hierdie volk het reeds in besit geneem, hulle is reeds in die beloofde land, en nou kom die vyand en wil nog steeds kom en hulle beroof van dit wat God aan hulle beloof het met die eed. Ek wil met u vinnig praat oor die elemente van oorwinning. Wat het ek uit hierdie stuk geleer? In die eerste plek, kry 'n woord van die Here. Kyk wat maak hy sê vir hulle, luister, in vers 15, hy sê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem. So sê die Here. Kry 'n woord. Jy sien, in Psalm 119 vers 11, en Psalm 119 is, niemand weet het om geskryf nie, daar's maar bespiegelinge, maar hoor wat sê die skrywer in vers 11, ek het die woord in my hart geberg, dat ek teen U nie sal sondig nie. In Deuteronomium 30 vers 14, is hier opgeteken, en Paulus herhaal dit in Romeine 10 vers 8, hy sê, maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Weet jy wat sê Jesus in Lukas 6 vers 45? Nou praat hy van die boom en sy vrugte, nee, nou praat hy en hy sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Dan sê hy, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So wat het ek gekry by die Here waarop ek kan staan in 'n tyd van 'n krisis? Wat se woord staan ek op? Wat se belofte staan ek op? Die tweede wat ek geleer het is, luister na die opdrag. Wees nie bevrees of verskrik nie, in vers 15, en in vers 16 sê hy, trek môre af teen hulle. Hierdie ouens is so bang. Hulle weet, hier is 'n geweldige oorlog op pad. Nou sê die profeet van die Here vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie stres nie. Môre, dan trek julle uit teen hierdie ouens. Hoekom? Want hy het nou vir hulle gesê, die stryd is nie julle sin nie, die stryd is die Here se.
'n derde ding wat ons eintlik moet doen, is staan op 'n belofte. 'n Belofte skep verwagting en 'n belofte gee hoop. Here, U het my beloof. U het vir my hierdie belofte gegee. Jare gelede bly ons in Brits en ons het 2 weke daar gebly, toe stap 4 gewapende rowers by ons in die huis in, 20:08 in die aand, toe vas die op kyk, toe kyk sy in 'n 9mm se loop af. Toe stap 4 ouens in en hulle vat my voertuie, my skoonma se voertuig, en hulle is weg. En 2,5 jaar later kry ek 'n oproep van die versekering af, van die assessor, en hy sê vir my, meneer, daardie voertuig van daai bakkie van jou. Ek sê ja, toe dog ek, hy skakel my nou, want ek nog steeds by die spaarsleutel sit, ek het hom nooit vir ingehandig nie. Hy sê dit om teruggekry, ek sê ja, hy is seker om 'n boom geval, hy sê nie, ons moet gaan kyk. En ek het die voertuig, ek sê vir my, ek hierdie spaarsleutel, hy sê, het jy hom nog? Ek sê ja, hy sê, dis die beste bewys ooit. En ons ry deur Pietersburg toe, staan die voertuig daar, en hy staan aan die polisie se stoor, en ons het al wat ek gedoen het, ek het die sleutel ingesit en die deur opgesluit. Toe sê die polisiebeampte, maar nou moet ek hom verduidelik wat se duike en knoppe is op die kar. Ek weet, hoe gaan hulle in 2,5 jaar ek mos nog anders doen? Ek sê, wel, ek kan vir jou dit sê, hier is die sleutel, hy sê my, so that's the best evidence you can have. En ek het hom in die skakelaar die ingesit en ek het hom gedraai, en dit moes 'n battery natuurlik afgeloop, en daar kry ek bakkie in die gang, en ek het met hom huis toe gery. Maar wat gebeur het is, daarna staan daai bakkie vir 6 maande voor my deur. Ek het nie geld om die versekering te betaal, want die kan ons nou terugkoop, nee. En ek kry 'n woord by die Here, en ek loop elke dag, loop ek soos wat Israel 7 keer om Jericho geloop het, ek vat so 'n kort pad, ek loop elke dag 7 dae, 7 keer om hom. Ek sê, Here, ek staan op hierdie belofte. En so gaan tyd verby, en die versekering sê vir my, meneer, ons gaan my bakkie kom aan, en maak ek verskonings, ek is nie by die huis nie. En die 5de keer toe sê, ons gee nie om wat jy sê nie, vanmiddag 4:30 stop ons daar. En hulle sit daai voor, ek sit die voor daar, of hulle lei af, en ek loop, en ek sê, Here, jy het gehoor wat daai persoon nou net vir my gesê het, maar ek staan op die woord, jy het vir my beloof. Jy het hierdie woord vir my gegee, en ek staan op hierdie belofte. Hulle het gesê, 4:30 vanmiddag, Here. Daai hele dag staan op, ek sê, Here, ek herinner in hierdie belofte. Ek het nie geld nie, maar ek staan op hierdie belofte. 3 uur kom en gaan. Ek sê, Here, dis nog 1 uur en 'n half, nee. 3:20. Toe kry ek 'n betalingsbewys. Toe die Here voorsien, daai bakkie staan hier buite. Nou ja, ek wou my onkel dat paneel klop en so, ek sê 'n vriend van my, hy sê my, los hom net soos hy nou lyk, hulle gaan hom nooit weer steel nie. Maar wat sê ek vir u? Kry 'n belofte. Wat is die belofte gewees? Julle hoef nie te veg nie. En die 4de wat ek hier uithaal is, neem aksie. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek. Hulle maak vroeg klaar en hulle trek. Maar weet jy wat het gebeur, voordat dit gebeur het? Ek wil teruggaan na vers 18, toe, daar is nou in vers 20. In vers 18, toe die profeet Jaasiel vir hulle sê wat gebeur, en wat die Here in die vooruitsig stel, sê die Bybel in vers 18, hy sê, toe buig Josafat om met die aangesig na die aarde toe, en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid. Here,
Ons het tot U geroep in ons tyd van nood. Ek het 'n krisis wat aan my deurklop. Ek het tot U geroep, Here, in opregtheid van hart. Het ek U gevra om vir my uitkoms te gee. U het vir my 'n woord gegee, Here, 'n belofte gegee. Ek staan op hierdie belofte. Maak nie saak wat die wêreld sê nie, Here, ek staan op hierdie belofte. U het vir my beloof. En wat maak die koning? Die koning buig voor God en hy aanbid hom. In vers 19, ek sal eintlik graag volgende keer met u meer gesels, graag wil gesels oor wat gebeur wanneer die Here vir ons die oorwinning teenoor ons vyande aan die hand werk. Wat gebeur? Wat gebeur wanneer God vir jou die deurbraak gee? Wat gebeur wanneer die Here die sluise van die hemel oor jou oopmaak? Wat hierdie ouens gedoen het, is nadat hulle voor God gebuig het en hom aanbid het, kom in vers 19, dit is vir my so mooi. Hy sê die Lewiete, uit die kinders van die Kehatite, en aan die kinders van die Koragiete het opgestaan om die Here, die God van Israel, met 'n groot stem te prys. En kyk wat gebeur in vers 20, en ek maak hiermee klaar. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en hulle trek na die woestyn van Tekoa. Ek gaan dit weer lees. Daarom maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, nou trek hulle uit. En die koning gaan staan en hy draai om en hy sê, luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem, glo in die Here julle God. Dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. As ons kan glo wat die Here vir ons sê, staan op sy woord, dan sal ons met goeie gevolg handel. Maar as ons dit nie doen nie, dan gaan ons in die kort en trek. Dan sal al die vloeke wat oor ons gespreek is, sal ons deel word en sal met ons gebeur en sal plaasvind. Miskien voel jy vanmôre en jy sê, Here, ek is in daardie pylvalk. Here, ek sit in 'n situasie wat ek nie weet hoe ek hier gaan uitkom nie. Dit is een aanslag na die ander. Die probleme kom so as ons is nog besig om die een uit te sorteer, dan is die volgende een al reeds op pad. Want dit gebeur partykeer. Dit gaan nie altyd net goed nie. As enigiemand vir u gesê het, as jy die Here gaan begin dien, gaan alles vir jou soos Engels sal sê, rainbows en unicorns wees, dit vir gelieg. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en lui die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.